Goeiedag, dit is Dani. Dis weer 'n voorreg om met jou te kan gesels vandag. Ek wil vandag met jou ietsie deel oor 'n arend. Soos wat jy hierdie arend daar sien, daar hoog in die lug, daar waar hy in vryheid beweeg, hy kyk oor die wêreld en maar hy's gefokus oor waar hy wil wees. Daar's niks wat sy aandag aflei, wat hom verhinder. En net so het die Here vir my en jou 'n plan. Hy wil ook hê dat jy op hom fokus. Dat jy op hom ingestel is. Op wat hy vir jou instoor het. Op die plan wat hy vir jou lewe het. Ons gaan lees daar in Deuteronomium 32 vers 11. Die skrif sê daar, soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels. As jy sien daar, daai vlerke is sterk. Net so wil die Here vir jou dra op sy vleuels vandag. Daar waar jy voel, jy's moedeloos. Jy weet nie vandag wat te kan toe nie. Wil ek jou bemoedig met hierdie woorde. Jesus wil jou dra op sy vleuels. Jy dink miskien vandag, jy gaan dit nie maak nie. Jy wil opgee. Maar vat vandag hierdie voorbeeld. Kyk daarna. En dan besef jy, dit is die plan wat Jesus vir jou het. Dat jy moet uitstyg bo dit wat jou wil terughou. Jy's nie hier sommer net op aarde nie. Die Here het nie 'n fout gemaak toe hy jou geskep het nie. My geliefde vriend en vriendin, al is daar ook watse omstandighede wat jou vandag probeer afdruk of die vyand wat jou probeer stil maak en terughou. Hy het my vermaande probeer stilhou en terughou, dat ek nie 'n woord moet gee oor die lig nie. Dat mense my bel en vir my vra, hoorie, wat gaan aan? Hoekom doen jy nie meer wat jy doen nie? Maar vat vandag my woorde. Jy dink omdat jy stil is, het God nie meer 'n plan met jou nie. Maar weet vandag, hy wil jou, net soos 'n arend, daar in die lug, wil hy vir jou regop hou. Wil hy vir jou die pad wat hy vir jou gegee het, wil hy hê jy moet hom stap. Hy wil hê jy moet daai pad stap, want hy gaan nie opgee op jou nie. Ek wil vir jou sê, jy is kosbaar vir Jesus. En hy gaan sy plan met jou uitvoer.
Hy gaan dit wat hy vir jou instoor, dit wat hy, die doel wat hy met jou het, sal hy uitvoer, want God se woord is sy eer. Jeremia 29 vers 11, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, van voorspoed en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Vat vandag soos die arend en styg uit na jou hoopvolle toekoms. Jy gaan weet, jy sal weet, dat die Here vir jou 'n doel het. As jy dit volg, as jy daarin wil wees. En hoe meer jy vir die vyand gaan sê nee, hoe sterker gaan die Heilige Gees binne in jou word, wat jou dryf om God se plan vir jou lewe uit te voer. Dit gaan absoluut oor sy koninkryk, dat hy vir jou daai plan het. Maar jy moet seker wees, dat jy na die regte stem hoor. Dat jy absoluut ingeskakel is op die frekwensie, soos hulle sê, van Jesus. En die geraas wat jou probeer stil maak, dat jy daarvan sal wegdraai. Kom ons bid saam. Abba Vader, ek kom vandag na U toe in die wonderlike naam van Jesus. Here, en ek wil vanoggend vir die een wat hierdie boodskap kyk en luister, Here, dat hulle sal besef, net soos wat U 'n arend oor die wolke laat sweef, net so wil U vir elkeen van hulle op die wolke laat loop, na die toekoms wat U vir elkeen het. Here, U het met ons elkeen 'n doel op hierdie aarde. Ja, baie van ons hoor stemme. Daar's baie mense daar buite wat stemme hoor, wat sê nee, jy's nie goed genoeg nie, jy moes nie hier gewees het nie. Maar Here, U maak nie foute nie. Ja, omstandighede gebeur daar dinge, maar Here, U kom uit daai kom in daai omstandighede en U verander sake. U maak beter. Here, U kan van nietigheid kan U groot dinge maak. Here, uit niks uit kan U skep. Ons lees in die woord, die aarde was woes en leeg, en U het gesê, laat daar lig wees. Net soos my gebed, Here, vir die persoon wat vanoggend hier luister, wat voel hy's niks nie, dat hy sal hoor U sê vanoggend in sy lewe, laat daar lig wees. Here, ek bid dat U nou vir hom of vir haar sy hart sal aanraak, sal versterk, Here. Hulle op arendsvlerke sal laat vlieg, om hoogtes te bereik. Nie om hoogmoedig te wees nie, maar om uit te styg bo dit wat hulle wil terughou. Maar nog te kan sê, ek is nederig, omdat ek nog steeds omgee vir die wat ook gevoel het soos ek gevoel het. En dan ook hulle te help, Here. Dat hulle ook sien, dat ander ook kan sien wat U in hulle lewens doen vandag. Wat U vandag in elkeen van hulle se lewens gaan doen. Reeds gedoen het. Ek bid hierdie dinge, Here, nie uit verdienste nie, maar uit enkel genade. In die naam van Jesus alleen. Amen. Jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. En jy moet weet, Jesus het jou baie lief.
Totsiens.